Jesus maak die storm stil, Matteus 8, vers 18 tot 27. Waarvoor word jy als bang? Soms is jy dalk bang vir iets wat jy op die TV gesien het. Soms is jy bang om dalk weg te raak in 'n winkel. Soms is jy dalk bang vir hoogtes. Soms is jy bang om te praat voor ander. Dalk vir skorpioene, vir 'n groep mense, of om deur ander gespot te word. Kyk na hierdie prentjie. Kan jy dink hoe bang moes hulle gewees het in so 'n bootjie? Veral as hulle ver van die land af is, die golwe is onstuimig, en veral as jy nie lekker kan swem nie. Wat dit nog erger kan maak, is as dit donker is. Vandag lees ons van Jesus en sy disippels, wat in so 'n storm was. Hulle het baie bang geword, en ons gaan kyk wat Jesus vir hulle daardeur geleer het. Die boek wat ons vandag lees, is Matteus. Dis die boek wat ons leer van Jesus se lewe, van waar hy geboorte is, waar hy gekruisig is, waar hy opgestaan het. Kom ons sê die boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kan julle onthou wat ons alles al hanteer het, vandat Jesus gebore is? Ons het gesien hoe hy gebore is, ons het gelees toe hy gedoop was, en die eerste ding wat met hom gebeur het, is die Heilige Gees het hom in die woestyn ingelei, en daar is hy in die versoeking gelei. Toe het ons gelees hoe hy mense gesond gemaak het, en gewys het, dat hy mag het vir alle siektes. Nou, as ons verder lees, gaan ons lees hoe God ook mag het oor die natuur. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons gegee het. Dankie dat U ons leer hoe magtig U is, en nie net oor hoe magtig U is nie, maar hoe lief U ons het, dat U naby ons is, ons beskerm van al hierdie dinge. Help ons om U te glo en U te vertrou. Help ons ook nou om die Bybel te lees en dit te glo en te weet hoe om dit toe te pas. Dankie vir al die liefde vir ons. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dankie dat U al ons sondes vergewe. Dankie dat U so lief is vir ons. Bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons lees nou saam Matteus 8 vers 18 tot 27. Jesus maak die storm stil. Toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. 'n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom: "Meneer, ek sal U volg, waar U ook al gaan." Jesus sê vir hom: "Jakkals het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie." Iemand anders, een van die disippels, sê toe vir hom: "Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe." Maar Jesus antwoord hom: "Volg my, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe." Toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê: "Here, red ons, ons vergaan." Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, klein gelowiges?" Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê: "Watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Ons memoriseervers is Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming,
Hy was nog altyd bereid om ons te help in nood. Kom ons sê dit saam. Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om ons te help in nood. Kan julle onthou wat ons gelees het? Na Jesus die storm stil gemaak het, was die disippels so verbaas, want hulle het gesê, hoe kan Jesus in beheer wees van selfs die natuur? Het jy al gesien hoe groot en kragtig die natuur is? Mens staan net in verwondering wanneer ons dit sien. Dan moet ons besef, Jesus kan selfs die natuur sê wat om te doen. Al die vrees wat ons het, alles waarvoor ons bang is, niks is groter as Jesus se beheer nie. En Jesus kom herinner ons dat hy ook naby ons is. Maar onthou julle, toe Jesus vir hulle gevra het, waarom is julle bang, klein gelowiges? Jesus was mos naby hulle, maar hulle het hom nie vertrou nie. Hulle geloof was klein. Al weet ons baie keer Jesus is naby, vertrou ons hom nie altyd nie. Ons moet ook weet, ons kan hom vertrou. Onthou julle hoe hy hulle toe uitgetrap het, en toe hulle gevra het, Here, kom red ons. Wanneer ons bang word, moet ons nie net onthou dat hy naby ons is nie, maar ons moet ook tot hom bid, en ons moet tyd saam met hom spandeer, en ons weer herinner aan sy mag en sy betroubaarheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, U het hierdie wêreld gemaak en U is steeds in beheer van dit. En as U al hierdie dinge kan doen, hoe kan ons bang wees? Maar Vader, baie keer is ons nog klein gelowig. Vra dat U deur die Gees ons geloof sal versterk. Ons sal wys hoe naby U aan ons is. Ons leer om U te vertrou. En Heer, dat ons kan weet dat niks ons van U liefde kan skei nie. Selfs hier op die aarde dan, wanneer erge dinge met ons gebeur, kan ons weet dat ons eendag by U sal wees in die hemel en dat niks ons kan verhinder om daar te kom nie. Dat dit ons sal troos. Dankie dat U ons sondes vergewe, dat ons altyd kan weet, ons kan naby aan U wees, ons kan na U toe kom in gebed, ons kan U vra vir die hulp, ons hoef nie te voel dat ons nie kan nie, of nie mag nie, of nie waardig is nie. En kom gee ons ook daai vrede. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, Jesus is altyd naby jou. Bid tot hom.